Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Ek moet nou net uitfigure hoe ek die mic gaan vashou, my koffie gaan vashou en nie goed op die foon gaan kyk. Sit jou power saving mode af. Ja, laat die skerm nie die hele tyd afgaan nie. Welkom by episode 24. Is die ding moet net in my koffie val nie. Imagine. Dit sal was. Dan hou ons sommer op met die podcast. Vanoggend was weer 'n bietjie rof. Sy Michael maak nou vir ons koffie vanoggend met die mokka pot want ons koffiemasjien is mos gebreek. En ek gooi vir my en jy nou genoeg koffie in en toe ek vir hom ingooi, toe staan net so bietjie, toe hy soos los dit. So ek sal nou maar vir hom 'n koffietjie maak, shame. Maar ja, ons gaan nou kyk om 'n koffiemasjien te koop. Want ons koffiemasjien het letterlik die gees. Ons kan nie Koffie vir Twee podcast hê. En tee drink die hele tyd nie. Ja. Dit is baie sad. Ek het gister net 1 koppie koffie die hele dag gehad. Ek kan nie dit glo nie, dit is crazy vir my. Want ek drink gewoonlik 3-4 koppies 'n dag. Ek het ook net een gehad. Ja, gisteroggend die koffie Ja. wat jy vir ons met die mokka pot gemaak het. Ja. Ja. Maar Maar beter na jou kyk. Welkom by episode 24 van Koffie vir Twee. Ja, dis eintlik jou idee waaroor ons vandag praat. So ek weet, wil jy introduce waaroor ons praat of sê waaroor ons Ek gesels dink vandag? so dis eintlik 'n groot topik vandag. Ek voel ons praat baie oor groot topics, maar dis is daar's iewerste 'n aspek in jou lewe wat 'n waiting season is. So ja, vandag praat ons oor 'n waiting season en dis nie altyd lekker nie en jy weet nooit gaan jy links, gaan jy regs nie, maar ja, I don't Ek know. moet sê soos dis definitief 'n fase waarin ons nou is. En ek dink nie ek voel al soos heeltemal gemaklik om alles te share wat ons op die oomblik soos deurwerk nie. Maar dis definitief eintlik al vir 'n hele rukkie wat ek en Michael voel ons is half in hierdie nie 'n doodloop nie, maar soos dit voel alles staan stil, soos niks gaan vorentoe nie. En Michael het ook nou die dag gesê, die laaste groot ding wat hy gevoel soos of wat gebeur het was, wat het hy nou weer gesê? Kan jy onthou? Dit was Toe hy begin werk by die ja. kerk. En dis nou al eintlik amper 'n jaar terug dink ek. so. En van daar af, soos dit was ook 'n baie groot stap in geloof. Michael het gesê soos Kyra se geboorte en daai goed was ook groot goed wat gebeur het, maar as hy nou moet vat soos my en sy lewe saam, soos werkgewys, verblyf, daai tipe van goed, het dit vir ons gevoel ons begin soos of ons is half tot 'n stilstand gekom. En ja, so ek dink dis iets wat ons die laaste tyd regtig nogals intens ervaar. Ek weet nie, hoe sal jy sê, ervaar jy dit enigsins of het jy dit ervaar die laaste paar 6 jaar? So ek weet nie. Ja, so ek is nou soos obviously is daar nog goeters wat ons in die waiting season is, soos Bernard se werk en stuff so dit, maar ek sê nou die dag vir my ma, soos ek dink hoekom ek so overwhelmed is, want letterlik my grootste drome word waar, soos alles. En So by the way, Bernard letterlik hy land môre aand. Soos hy as hy nou sy oogies oopmaak, gaan hy vlieg. Dis crazy. Ja, hy vlieg vanaand en dan land hy môre. Maar ja, so en die waiting season, soos ons waiting season het bietjie anders te gelyk. Ons was in 'n ander land en soos ons het dit dinge daar maak werk, maar ons het nooit regtig, ons het nog altyd gevoel Canada is net 'n stepping stone. So ewen daar binne wat ons gaan aan met ons lewe, ons het 'n huisie, ons het 'n kar, ons het vriende, ons het soos alles wat soos lyk asof soos jy settle. Maar ons kon net nie ons wortels skiet nie. So ons het nooit geweet okay, maar trek ons terug Suid-Afrika toe, gaan ons Amerika toe, bly ons in Canada, soos what's going on. En ja, letterlik die waiting season vir ons was 6 jaar lank. Dis crazy. Maar dis die ding soos wat jy nou sê, jy moet aangaan met lewe. Soos ewen al is jy in 'n waiting season en jy voel soos obviously jy moet op die Here vertrou. Die Here het hy die volle prentjie en hy weet hoekom hy jou laat wag, maar ek sal sê dis regtig nogals moeilik om met everyday life aan te gaan. Yes. Soos terwyl jy in die waiting season is, want soos nou
daar's baie goed nou in ons lewe wat verander en ek is super haastig en soos half ongeduldig en dan sê ek soos Here asseblief laat dit nou net gebeur, soos die goed waarvoor ek bid, asseblief beantwoord net my gebede en soos kry half die bal aan die rol, maar in dieselfde tyd moet jy aangaan met lewe asof jy nie in 'n waiting season is en dis tough, soos ek gaan nie vir jou jok nie, soos ja, ek weet nie. So hier is 'n paar vragies wat ek gekry het. Ek Maar, wil net gou iets sê, ja. daai wat jy, onthou jy toe ek en jy by Sheila was, toe sit en praat ons so, en toe sê jy soos ja, julle is nou in hierdie waiting season, toe sê ek vir jou angs, ek kom nou net uit 'n waiting season uit. Maar vir my lyk dit asof julle lewe fyn is en vir jou lyk dit asof my lewe fyn is. Dit gaan alles oor perspektief. So net as jy na ander mense kyk en dit lyk asof hulle lewe uitgefigure het, beteken dit nie hulle is nie in 'n waiting season nie. So almal is in waiting seasons in enige van hulle, of hulle nou wag om te hoor van 'n job promotion, of hulle nou wag om te hoor is hulle swanger, is hulle, verstaan jy, soos daar's elke liewe dag wat jy in 'n waiting season is. En ja, ek dink net daar's baie mense wat soos vir ander mense kyk en sê maar hulle het it all figured out, maar dit is nie so nie. Want dis wat dit nou vir my kind of gevoel het is, veral die soos 2 weke wat ook al wat ons in die huis was en ons regtig 'n punt daarvan gemaak het om elke aand soos te bid en nagmaal te hou, het dit begin voel soos toe ons nou hoor van Bernard se werk en ons hoor Bernard vlieg en soos al die goed met die huis, toe voel dit soos, en hierdie is regtig soos dis tough, want obviously jy wil hê die mense vir wie jy lief is, soos hulle gebede moet ook beantwoord word. So obviously toe al hierdie goed nou vir julle begin gebeur, is ons so bly vir julle en ons is soos wow, dis amazing hoe die Here werk en hoe vinnig hy gewerk het. Michael joke nog, hy sê hoor ek dink ons moet ophou om nagmaal te hou. Maar en ek dink dis kom weer terug daarna toe soos wat ons in nou een podcast ook gehoor het, soos 2 emosies kan coexist. Ja. Soos, en ek voel dit is half baie dieselfde in hierdie opsig ook, want dit was soos, toe al die gebede nou soos half beantwoord word van julle, soos baie groot goed op julle gebedslysie, is ons super bly vir julle, maar dit voel ook soos, Here, maar hoekom voel dit soos nog niks het vir ons gebeur nie? Soos hoekom is daar nog nie antwoord op ons gebede nie? So ja, daar's baie groot goed wat besig is om te gebeur, maar soos ek sê, soos terwyl ons super bly is vir julle en amazed is met hoe gou die Here letterlik soos ja, ons is net amazed met hoe hy ons gebede beantwoord het. En I mean, dis al lank wat ons bid vir Bernard. Dit is nie net die 2 weke wat ons in die huis was wat ons gebid het oor dit nie. So ons bid al 6 maande oor dit, verstaan? Maar dit voel tog ook, Here, soos hoekom is ons gebede soos nou as ons nou moet vat persoonlike goed vir my en Michael waar ons bid oor ons persoonlike lewe, soos Here, hoekom vat dit so lank? Verstaan jy? So dis 'n tawwe plek om te wees, want soos jy's dankbaar soos vir die mense vir wie jy lief is, wie se gebede beantwoord word, maar jy is ook soos Here, maar hoekom is dit nie ek nie? Verstaan? So dit, ek weet nie, dis baie taaf. Een van die vrae hier actually was, hoekom dink jy is daai waiting season so moeilik? Ek dink dis, wag ja, gaan jy eerste? Soos jy weet daai gevoel, okay wel, soos ek het atletiek gehardloop. So jy weet daai gevoel as jy soos by die soos wegspringmerk is en jy's op jou merke gereed, maar soos jy wag vir daai gun om af te gaan. Daai voel ek is 'n waiting season. Ja. Verstaan jy? En dit is soos jy stres, jy weet nie wanneer die gun gaan afgaan nie, jy weet nie gaan iemand nou 'n fout maak nie, jy weet nie gaan jy val nie, jy weet nie soos gaan jy wen nie, gaan jy verloor, verstaan soos. En ek voel dit is presies wat 'n waiting season vir my voel. Ek dink is regtig soos die unknown van dit wat soos omdat jy nie presies weet wanneer dit vir jou gaan gebeur nie, soos dis moeilik. Ek kan 'n dom voorbeeld gebruik. As ons soos die dag wat ons 5 kilos gaan draf het, weet jy wanneer was dit vir my die maklikste? Toe ek geweet het waar die eindpunt is. Soos dit was vir my die maklikste om daai 5 kilos te hardloop. Waar as jy nie weet waar die eindpunt is en dan's dit taaf om daai 10 kilometer, soos dan dink jy, okay, weet jy wat, dis nou net hier dan gaan hy weer aan die kant toe. En dan dit en dis presies dit voel ek. Wag, daar was nou iets wat jy daar's iets wat ek wou gesê het. Ag,
Die yesterday. unknown. Ja, maar dit is moeilik om soos nie discouraged te wees as jy nie soos 'n tyd en 'n ek weet nie hoe om dit te verduidelik, soos 'n timeline het of 'n eindbestemming het of wat ook al nie en jy moet eintlik regtig net op die Here vertrou. Soos dis makliker gesels Weet jy wat het net in my kop ingekom? Hmm. As jou waiting time, soos of jou wat ook al waarvoor jy wag, nee, jou waiting season. As dit intens is, dan beteken dit jy doen dit reg. Ek stem saam met jou. Want as jou waiting season is van soos okay, maar kom ons vat 'n stupid voorbeeld. Bernard het nie nou werk nie, nê? So ons kan dit alles in ons vermoë doen om vir hom werk te kry, maar dis nie 'n waiting season nie, want ons wag nie op die Here nie. Ja, ek Verstaan jy? Ja. Waar ons op die oomblik wag ons wat ons wil nie net hê Bernard moet vir enige werk aansoek doen nie, want ons wil regtig die perfekte werk wat die Here vir hom kies, wil ons vat. Ja. En ek dink dis hoekom dit so intens is, want soos jy wag op die Here, so dis alles uit jou beheer uit. En dis hoekom dit so intens is. So vir my voel dit as jou waiting season so intens is, beteken dit jy doen dit reg. Ek stem saam met jou op daai. Ek het maar uiteindelik gister toe ons gaan draf het, toe praat ons so ek toe sê ek vir hom soos ons het soveel groot besluite om nou te neem en soos hoe weet ons soos ek is net so bang ons maak die verkeerde keuse, maar weer eens hierdie hele fase is juist so intens want ons wil doen wat die Here se plan vir ons lewe is. En I mean dit beteken nie dit gaan môre gebeur. Dit beteken nie ons gaan al in 'n week weet wat om te doen nie. Soos dis regtig waar jy half moet surrender en net soos of half submit en soos jou vertroue in die Here sit. En ek dink dis wat so moeilik is ons as mense wil alles in ons eie hande vat. Ons wil beheer oor alles kan hê en dis iets waaroor jy nie beheer het nie. So ek dink dis hoekom dit so taaf is. Maar dis ook okay om dit so te voel, want dis menslik. Verstaan? Dit is Ek sou menslik, baie bekommerd gewees het en as jy nie so gevoel het nie, maar Ek dink dis jy moet daai lyn kry van soos ja, okay, dis menslik om so te voel, maar jy moet regtig net jou vertroue in die Here sit. Soos daar's 'n rede hoekom hy jou laat wag. En Michael gebruik altyd hierdie voorbeeld. Hy sê altyd dit soos die Here kan soos iets wat die Here kan dieselfde ding op jou of my pad stuur, maar dit kan vir jou 'n brood wees, bedoelend dit kan amazing wees vir jou en presies wees wat jy nodig het, maar daai selfde ding kan vir my 'n slang wees wat beteken as die Here dit of as ek op die verkeerde tyd daai geleentheid kry, dan gaan dit eintlik glad nie goed wees vir my nie. En ek dink dis baie soos ook net soos as jy wag op die Here se timing, soos iets wat 'n paar jaar terug, hy kon 'n paar jaar terug vir ons huis gegee het, maar ons het nog glad nie geweet hoe met ons finansies te werk nie. Ons het nog super baie skuld gemaak. Ons het nie die Here geëer met ons finansies nie. Waar ek voel soos as die Here se timing reg is en hy bless ons met 'n huis, soos nommer 1 ons gaan ander mense se lewens kan verander met dit, want ons gaan definitief kan getuig van wat die Here in ons lewe gedoen het. Soos dit kan 'n testimony wees en daar's baie ander maniere hoe ek voel die Here dit kan gebruik om 'n blessing ook in ander mense se lewens te wees. Maar ja, dit is regtig net so en dit is hoekom dit so belangrik is om op die Here se timing te vertrou, is want iets wat 'n paar jaar terug 'n slang vir jou kon wees, as die Here dit vir jou gegee het, kan nou vir jou eintlik baie soos waardevol wees. Ek maak dit sin. Ek weet nie of dit sin maak nie. Nee, dit maak dis presies dieselfde van soos toe ons in Kanada gelê het. Ons was Christene, maar ons was eintlik nie Christene nie. Waar as ons toe al Suid-Afrika toe getrek het, sou ons nie huis gehad het nie. Ons sou, want daar was so baie goed wat in plek geval het. Ek weet net, daar was so baie goed wat eers in plek moes val vir dit om nou te kan werk. Ja, maar dis nou die tawwe ding is, wanneer jy in the midst of it is, en toe jy nou in Canada was en soos, dan is dit moeilik om te vertrou dat ek maar die Here het 'n plan, soos dit is nie maklik nie, dit is nie net
Ja, ek weet nie, ek sal sê dis makliker gesê as gedaan. Nou verseker. Want veral wanneer jy in 'n fase van lewe is waar jy nie weet wat om te doen nie en soos jy's ongeduldig, soos om dan net te sê okay Here, maar ek vertrou op U. Soos U sien die groter prentjie. Ek sal soos Here, kan nie net vir my soos 'n sneak peek van die prentjie wys asseblief. Dat ek ten minste net soos 'n trail. Wat nie 'n trailer. Ja. Ek het nou die dag toe sien ek iets te sê hulle, nou kan ek dit nie onthou nie, maar dit is iets so van soos as jy iets te doen met soos as jy weet wat gaan gebeur, dan is dit nie faith nie. Ja, dis waar. Dis waar. Of iets Want soos dan dit. as jy weet wat gaan gebeur, Hoekom het jy faith? Ja, dan gaan jy hoekom nie- vertrou jy dan op die Here as jy weet wat gaan gebeur? ja, weer eens dan vat jy dit eintlik in jou eie hande. Ja. Ja. Nee, dis Want die waar. Here laat jou nie sien wat gaan gebeur nie, sodat jy op hom moet vertrou, want dit is Jy moet hom soos- soos blindelings of links Ja, ja, ja. volg, soos Ja. jy hom of vertrou, dit Ja. is, want jy weet nie. ja. Ek dink ons het hierdie nou al 'n klein bietjie geantwoord, maar as daar dalk iets is wat jy nog op dit wil sê, so die vraag is, het jy al ooit gevoel dat almal anders vorentoe beweeg behalwe jy? Ek dink ek het nou, soos ons is nou in so 'n fase, wat dit voel, ons is half stuck en almal anders is besig om aan te beweeg met lewe. Ek weet nie, ons is nou in so 'n fase. Wanneer het jy so gevoel? In Kanada toe almal soos huise kry en karre kry en soos kinders en soos hulle, ek weet nie hoe om te verduidelik nie, gaan goed by die werk, hulle skiet wortels, hulle enjoy Kanada. En ek het net nooit daar gekom nie. En toe ek hees, toe sê jy vir my, ek het in 6 maande meer wortels geskiet as wat ek in 6 jaar geskiet het. Maar dit was nogals vir my baie opvallend geweest, soos ja. Want even in Kanada, soos ek wou nie betrokke wees by die kerk nie. Ons het kerk toe gegaan, maar ek wou nie betrokke wees nie, want I just didn't. En met soos, ja, ek het vriende gehad daar, maar is nie van soos, ek wil parties gooi en ek wil groot kuiers reël. Ek wou dit net nie doen nie. Ja. En ek wou nie gaan draf nie. Ek wou waar nou is dit so, ek werk by die kerk, ek draf, ek verstaan so. Ja, dit was Dit was vir my ook vir my moeilik. elke keer soos as jy kom kuier het, was dit vir my okay, so toe ons in Kanada was, dit was vir my baie moeilik, soos hoe kan ek dit verduidelik? Jy was nie vir my die Shanae wat ek geken het nie. Soos even okay, maar then again, jy het ook baie goed deurgewerk met swangerskap en goed toe ons daar was, wat ek nooit in die oomblik besef het en ek weet nie hoekom nie, soos ek dink, ek weet nie, alles het half boor my kop gegaan, ek het nie besef wat so moeilike tyd jy gehad het in swangerskap nie, maar ek voel ook nie jy het regtig met my daaroor gepraat nie, maar then again, dis nou die hele punt waar ek by wil uitkom is, toe ons daar kom kuier het, soos, jy was 'n baie ander mens, en toe jy weer in Suid-Afrika kom kuier, toe is dit soos, okay, maar dis presies die Shanae wat ek onthou, so even, ek weet nie, ja, ek weet nie wat's my punt met daai nie, maar dis net wat half van wat ek kan onthou. Maar even vandat jy hier gekom het, was dit net weer soos jy letterlik was die Shanae soos wat ek het al soos wat ek altyd geken het. En jy's eintlik vir my nou baie meer 'n social butterfly as wat jy ooit was. Jy social nee, jy wil net alles doen en ag nee, dis eintlik amazing hoe dit uitgewerk het. En kan ek soos net soos op 'n ander noot, maar soos obviously die belsverlanging is nogal soos 'n dis 'n ding. En ek onthou in Kanada soos vir daai eerste 3 maande wou ek glad nie eers vriende sien nie. Soos ek het myself heeltemal toegesluit. Waar hierso soos ek het belsverlanging, maar hierso voel dit vir my dis nie my identiteit nie, maar in Kanada was dit. Ek hoor wat jy sê. Maar wat sal jy sê wat het gechange? Soos wat is die verskil? Of dink jy net eenvoudig dat jou verhouding nou met die Here, omdat jou verhouding met die Here beter is, want hierdie is iets en hierdie is nou baie off topic, maar ek voel dit is iets wat ek die laaste tyd ook baie besef het. Toe ek nog nie regtig 'n verhouding met die Here gehad het nie, het ek super baie omgegee wat mense van my dink. Ek was super self-conscious. Ek was soos dom voorbeeld, maar daai hele ding van soos false lashes, wil nie met make-up uitgaan, soos daai tipe van goed
toe ek nie die Here geken het nie, was daai die goed wat ek moes deurwerk en ek weet nie, ek was baie self-conscious. Waar hoe meer my verhouding met die Here gegroei het, hoe minder het ek begin omgee wat mense vir my dink. Soos dit is nie eers nou meer vir my, ek weet nie, ek dink ma word speel ook 'n rol in dit. Ek voel as jy 'n ma word, dan vir een of ander rede, soos mense se opinies is net nie meer so belangrik nie, maar ek dink grootendeels soos wat jou verhouding met die Here groei, vind jy jou identiteit in hom, en dis soos, okay, maar as daai persoon dit vir my dink, dit maak nie saak nie, want jy vind jou identiteit in Jesus. Ek stem saam met jou. Ek dink dit is 'n grootendeels dit. Maar ook dit voel vir my soos ek is op 'n punt in die lewe waar as jy my maatjie wil wees, want ek's mooi of nie mooi nie, soos verstaan my persoonlikheid is en ek weet is daai van soos ja, maar sy het 'n goeie persoonlikheid, verstaan soos, maar dit voel vir my as iemand mooi is en hulle bly heeltemal stil en sit in 'n hoekie, what's the use? Maar sy is nie 'n ornament nie. Ja. Daar is iets wat ek nou weer gesê het. As hierdie vir jou 'n bietjie reassurance kan gee, of wat ook al, ek weet nie wat die woord nie. Dit gaan nou baie soppie klink, maar soos ek gaan dit net sê, soos wat dit is deur om jou te sien sonder soos make-up en soos jou hare wat sê nou maar of in 'n klokklip of 'n bol af of whatever. Nee, hoor klaar, soos hierdie ek wil net sê my hare lyk so want my borsel is by my mal. Alles is gaas, almal trek, dit is gaas. Nee, maar so hierdie is regtig 'n ding. So deur om jou te sien sonder make-up en soos jou hare in 'n klokklip of in 'n bolla, soos nou bedoelend, jy het nou nie gaan staan en jou hare krul of straighten of dis letterlik net soos all natural. En om te sien hoe mooi jy nog steeds is wanneer jy so lyk, het my regtig meer confidence gegee om soos nie altyd make-up te dra of nie altyd my hare te doen, want ek soos, maar as Shanae dit nie doen nie en sy is nog steeds mooi. Nee, maar regtig, soos dit, en ek het al 'n paar keer daaraan gedink, as ek soos even as ons soos, ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar dit is soos, even as ons kuier en goed, en jou make-up is nie gedoen, of jou hare is nie gedoen, dit vat, ek weet nie weg van ons kuier nie. En dit vat ook nie weg van jou mooiheid nie, soos, ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar dit is net iets wat in my kop, soos, 'n lightbulb wat aangegaan het, en dit het my meer confidence gegee om te sê, okay, maar my hare hoef nie altyd gedoen te wees nie, soos, dis nie waaroor dit gaan nie, en ek het al meer en meer begin besef, soos, as ek Shanae so sien, hoekom kan ander mense my nie ook, verstaan jy, soos, ek maak dit sin, so, maar ja, dit is nou hele, nee, maar regtig, so, nee, ek dink dit is, soos, hoe het ons even op hierdie nou af? Ek weet nie, maar okay, just go with the flow. Volgende vraag, okay, het jy al ooit vir God gevra, hoekom nie nou nie, soos, why not now? Ja, baie. Ek dink is menslik. Ek dink ook soos dis soos dieselfde van soos, maar iewers in soos Malachi in die Bybel of wat ook al staan daar. Ek wil dit eintlik kry. Kan ek gee jou foon leen? Okay, maar hoekom het ander mense wat die Here nie dien nie, meer geld of hulle lewe is uitgefigure of wat ook al as wat ek wat die Here dien? Soos sukkel. Ag, waar is dit? Hoe sê mens daai Maleagi? Ja, Maleagi. As ek weer vir Melly sê, Maleagi. Okay, maar wat wil jy sê op dit? Dis net soos daai, ek weet nie hoe werk jy van nie. Ek is besig om op lekker slaap te boek. Ja, ek het vanoggend op lekker slaap, het ek gaan kyk vir plekke by die see, want ons wil mos Desember see toe gaan. Yes. Ek soos baie, Julle het my aangeneem, onthou julle? Ek wil baie graag see toe gaan, ek wil vir Keira see toe vat, en ek het my in elk geval. Dit het net daarop neergekom van soos, dis eintlik 'n sonde, om na ander mense te kyk, maar dit is waarmee ek nog half struggle, soos wanneer is dit 'n sonde en wanneer is dit letterlik net jou vlees, versus soos, maar dis seker goed waar jy moet bid. Weet jy wat het Michael al vir my gesê? Om, soos daai vraag wat jy nou het, as dit 'n gedagte of wat ook al is, en dit kom vas te vang. So wanneer dit in jou kop opkom, dis menslik, dis vlees.
nê? Hoe jy reageer op jou vlees is wat bepaal of jy sonde doen of nie. Verstaan jy? So ek weet nie, hy het dit eintlik baie mooi gestel, maar dit Ek kom dink hy daarop het neer. hier ook al vir my gesê, maar Dalk ek het vergeet. dit het daarop neergekom soos om 'n gedagte wat in jou kop inkom, soos 'n menslike vleeslike gedagte wat in jou kop inkom, dis nie sonde nie. As jy dit nie vasvang nie of hoe jy op dit reageer, bepaal of dit sonde is of nie. Soos gaan bepaal of dit sonde is of nie. Hy het dit baie mooier gesê. Ek weet nie, ek het nou nie maar dit maak sin. ek het nou nie die regte bewoording nie, maar hy het dit nou die dag, ek kan nie eens onthou waar ons gepraat het nie, en toe maak dit eintlik vir my so baie sin. Ja. Want ons liggaam is soos letterlik, daar's ook 'n stukkie in die Bybel oor jou vlees wat jy het 'n sondige natuur. Jy's in 'n met 'n sondige natuur gebore of wat ook al. Maar ek dink dis hoe jy ek weet nou nie, ons moet van Michael bietjie opkry dat hy al die filosofie so goed vir ons sê. Maar ja, dit kom daarop neer van soos dis eintlik sonde om te wil hê wat ander mense wil hê. Ja. Maar yet again, ek dink ek het dit ook al op die podcast gesê van soos kom ons sê byvoorbeeld daar's iemand wat nie die Here dien nie en dan is daar iemand wat die Here dien. Dit gaan goed met die persoon wat nie die Here dien nie, maar dit gaan sleg met die persoon wat die Here dien. Nee. En dis wat jy ook al gesê het van soos net oor jy die Here dien beteken dit nie dit gaan maanskyn en rose wees nie. Nou daai persoon, nou kyk die duiwel na daai twee mense, né? Die persoon wat nie die Here dien nie. Hoekom sal die duiwel hom aanval as hy al klaar nie die Here dien nie? Ja. Waar as die persoon wat die Here dien, die duiwel gaan soos alles gooi na daai persoon toe want hy wil hê daai persoon moet nie die Here dien nie. So wanneer verstaan jy, hoekom sal die duiwel sy mens aanval? Ja, I don't know hoe om te verduidelik. Soos hy gaan nie iemand aanval wie hy klaar oorgewen het nie. Exactly. Verstaan? So dit is net gou vinnig op daai, ek dink, daai wat jy nou gesê het van as jy gehoorsaam is aan die Here, beteken dit nie dat dit maanskyn en rose gaan wees nie. En ek dink dit kom baie keer na 'n waiting season, is soos voor Michael sy vorige werk bedank het, het ons ook vir baie lank stak gevoel nou dat ek daaraan dink. Soos dit was ons waiting season. En ons het baie daaroor gebid en dit het toe nou so gebeur dat hy nou 'n ander werk gekry het en hy was baie meer by die huis en soos klomp goeters. Maar toe daar ander challenges opgekom. So ja, die Here het gebede beantwoord met werk, maar dit het nie beteken dit gaan net smooth sailing wees nie. En toe ek soos daar was regtig 'n stadium wat ek die Here begin, of nie die Here begin question het, maar begin soos, Here, maar hoekom as ons gehoorsaam was aan U, hoekom is dit dan so moeilik? Soos, ek dog dan, juist omdat ons gehoorsaam is, moet dit nou soos goed gaan, verstaan? En nie dat dit altyd sleg gaan nie, maar ek bedoel net, soos, en dit was na ons waiting season, so even na jou waiting season, alles gaan nie hierdie moonshine en roses wees nie, soos, en ek dink dis weer eens daai, soos jy is dankbaar dat die Here jou gebede beantwoord het, maar in dieselfde asem kan jy ook voel, okay Here, maar dit gaan nie, soos, of jy kan vir die Here gaan sê, Here, hoekom gaan dit so sleg? Maar ja, ek weet nie, so dit sê, na daai hele waiting season, al was ons gehoorsaam aan die Here, en al het ons gewag vir sy timing, dit beteken nog steeds nie dat dit gaan net, jy moet nou nie as iets moeilik gaan dink, maar ek het nou die verkeerde keuse gemaak of dit was nie van die Here af nie. Verstaan, want ek voel die duiwel create ook soos twyfel in jou en dan begin jy wonder, maar was dit van die Here af of het ek nou fout gemaak? Verstaan. So ek het toe die Here vir ons gesê dat ons nou terugtrek Suid-Afrika toe. Toe ek het in my boek geskryf en ek het groot onder. Shanay, lees dit weer want jy gaan twyfel. En that's what ek het dit regtig, ek het so 'n huge pyltjie, dis ek so Shanay lees. Hou op twyfel want ek het geweet wanneer dinge gaan begin moeilik raak of wanneer Bernard nie is nie en al daai goeders is, okay, maar moet ons regtig hier wees. En dan maak ek elke keer as ek sê Shanay, ja, sien? Ja. So en maak seker notas. Soos jy hoef nie perfect alles, soos jy kan letterlik 'n pyl trek en sê soos maar dit kom doen dit reg of wat ook al. Maar dit kom weer terug na daai ding toe van soos die duiwel gaan twyfel in jou create want
dit is, want dan vat dit weg van jou dankbaarheid dat die Here jou gebede beantwoord het. Okay. How has waiting affected your marriage? Soos hoe die waiting season julle, kom ons sê nou maar die waiting season wat julle in Canada gehad het, hoe dit julle huwelik beïnvloed? Dit was baie moeilik. Want soos Bernard het gevoel die Here het ons soontoe geroep. Ek het nie, ek het letterlik soos 'n paar, soos kom ons sê 3 maande voor die troue, toe gaan ek, ja, dit was in September. En ons het in Desember getrou. So September, toe gaan ek saam met my ma op 'n soos 'n Weskus toer of wat ook al. En ek het regtig daar gebid om te sê, Here, okay, ek wil nie immigreer nie, maar ek wil vir Bernard hê. Soos, wat, so dit het half gekom van soos, okay, kies ek om te bly, dan verloor ek vir Bernard, of kies ek om te gaan, maar dan verloor ek hierdie. En soos, dit het al vir my gevoel, dit is presies soos wat huwelik is soos ek het vir Bernard gekies. Maar dit het nog steeds nie maklik gemaak om half in oorsee te wees en dis net ek en Bernard nie. Verstaan, want hy het deur goeders gewerk, ek het deur goeders gewerk. I mean, ons was 20. Wel, ek was 20. En Dis crazy. dit was net al soos, ons het baie beklei, en dit was heeltyd, vir 6 jaar lank was dit die heeltyd dieselfde fight, oor en oor en oor. Bernard, soos, en die ding is soos, ek het na ruk so frustreerd geraak, want hy kan nie vir my sê, yes, kom ons trek terug nie, want die Here het gesê ons moet daar wees. En hy was al dalk in sy waiting season. Hy was in sy waiting season, maar die ding is soos, hy het na ruk nie geweet wat om vir my te sê nie, want hy het ook nie antwoord. Hy het nie antwoord nie. En dan beklei ek met hom oor hy nie antwoord het nie, want ek wil hê hy moet vir my sê, yes, kom ons trek terug. So dit was half soos, en ek onthou net, ek het al so baie keer gedink, ek het soos vir die Here, soos alles in die Here se hande oorgesit, maar dan sit half daai van soos, ek soos huil en ek wat ek wil en ek gee dit aan die Here oor, maar daar's 'n stuk in my wat net soos nog half is okay, ek kan dit handle of wat ook al. En die aand voordat jy gebel het, toe sê ek soos, Here, jy moet hierdie nou flip en uitfigure. Soos. En dit voel vir my, daai was soos my laagste laag. En dit Sal jy was, sê dis waar dit regtig in die Here se hande completely oorgegee het? ja. Ek voel ook, ek kry ook daai prentjie van soos dis jy wat daai laaste bietjie wat jy heeltyd al vir jouself ook nog aan vasgehou het, gesê, Here, hier's nou alles, soos asseblief, soos of dis regtig soos letterlik jy surrender. Dit is nie nou meer van okay, maar ek hou nog aan die bietjie vas wat ek voel ek kan uitfigure nie. So Maar yet again, ek dink ek moes postpartum depression gehad het om daar te kom. dis crazy. Want ek dink nie as ek postpartum depression gehad het, sou ek daar gekom het nie. Soos jy bedoel as jy dit nie gehad het nie. Dis crazy. Ja. Maar dit So- wys jy soos die Here het eintlik toe iets baie sleg gebruik om iets baie goed uit dit uit te laat. En ek sê kom. nou nie wees depressief om te kry wat jy wil hê nie. ja. Maar ja, Net soos, maar ja, en toe van daar af, toe sit net soos, maar selfs in die waiting season nou, toe ek hier is in Bernard is daar aan die kant. Soos, dis tough. Soos, dis, jy Daar dink was 'n stadium wat julle gesê het julle weet, soos want ook as ek sê nou maar met jou gepraat het oor Desember, dan sê jy soos, maar ek weet nie want ons weet nie wanneer ons Bernard, menslik kan beplan vir Oktober of Desember of wat ook al, maar dis eintlik so 'n goeie representation van die waiting season waarvan ons praat is soos dit klink nou dom, maar iets so dom soos 'n vakansie kon jy nie eers reël nie want jy weet nie wanneer kom jou man, wanneer sien jy jou man weer nie. ja. Dit is taaf. En hier kom hy al in Julie. Verstaan, soos, so ja, jy, mam, dit, Die Here het die volle prentjie uit die volle prentjie. Okay, wil jy nog so een vraagie doen? Ja. Ek wil net vinnig op daai sê, ek dink soos net toe ek voel die waiting season my en Michael se Ek wil nou net vra, ja. maar vertel my hoe dit julle nou beïnvloed. ek dink Michael doen 'n baie goeie job om my oë op Jesus gefokus te hou. Soos ek voel ek sal die een wees wat altyd soos
of kwaad raak of ongeduldig is of sê soos Here hoekom, soos hoekom nie nou nie, soos wat hulle gesê het. Maar hy doen 'n baie goeie werk om net soos half my weer terug te bring na die feit soos bly net op Jesus vertrou. En ek dink dit is wat mense so nodig het soos in 'n huwelik, want ek gaan nie altyd geestelik, soos my geestelike koppie gaan nie altyd vol wees nie. En dan kort ek sê, soos daai wat ons aan die begin gesê het in een van ons eerste episodes ook, die dag wanneer ek 10% is, kort ek sy 90%. So ek dink dis waar hy 'n goeie werk doen om my net so is. Want ek raak ook baie vandag. Maar ek voel jy het soos 'n cheat code, want hy swat teologie. Dis funny. Ja, hy die Here op speed dial. Ja. Nee, ja, ek dink net soos iets ook wat ek definitief sal aanraai, soos as jy in jou huweliksmaat voel jy is in 'n waiting season, is om eintlik dit te gebruik om julle nader aan mekaar en nader aan die Here te bring, as wat dit die rede is hoekom julle uit mekaar en weg van die Here af beweeg. So ek sal sê gebruik dit eerder soos gebruik dit as 'n rede om consistently nagmaal te hou, om consistently saam te bid. Want ja, ek weet nie, dit is net as jy dit eerder kan gebruik om nader aan mekaar en nader aan die Here te beweeg, soos dan is dit weer eens iets wat nie so lekker is nie, gebruik die Here dan vir goed. Maar ja, okay. Selfs met soos nou met soos in ons waiting season was dit soos ek voel hierdie soos in die eerste keer, soos vir die eerste keer in 6 jaar is ek en Bernard op dieselfde bladsy. Dis crazy. Ja, Dis crazy. want ek voel ons moet hier wees, Bernard voel ons moet hier wees en Maar dis jy weet ook dis van die Here af. Want die Here sal nooit in die huwelik, soos daai wat julle nie op dieselfde blaadjie was nie, sê nou maar oor Kanada, beteken soos die Here sal nie, hoe kan ek dit verduidelik? Ja, julle gaan nie altyd op dieselfde blaadjie wees nie, maar as dit regtig van die Here af is, dan gaan julle op dieselfde blaadjie kom, as jy verstaan wat ek sê. ja. Die Here gaan nie, daar was weer eens dit kom neer op daai stukkie wat ek nou die dag in die podcast gelees het, is soos hoe kan ek dit verduidelik, soos die man en vrou in die huwelik, soos niks sal hulle kan, ek weet nie hoe om te verduidelik nie, maar ek weet Maar nie. dis ook soos, kom ons sê byvoorbeeld jy en jou man is op dieselfde blaadjie, of daar soos byvoorbeeld ja, ek weet nie, as julle soos saam is, dan kan die duiwel nie, hy gaan alles gooi, maar as julle op dieselfde bladsytjie is, dan is dit soos regtig nie beter, soos waar as julle nie op dieselfde bladsytjie is nie, dan is dit soos vir die duiwel baie maklik om half, in te kom. weet jy wat, imagine 'n boek, jou man is aan die kant en jy is aan die kant, Ja. tussen jou en jou man is 'n boekmerk, die duiwel is soos die boekmerk, Ja. maak nie saak wat nie, soos jy, nee, jy kan net nie kluis nie, maar as jy daai boekmerk verwyder, Ja. dan gaan die blaaie op mekaar. En ek voel dis baie keer soos as jy in jou waiting season is en jy en jou man is nie op dieselfde bladsy nie, wat ek al verwyder die duiwel. Ja. Soos kom op dieselfde bladsy, want dan is daar fisies niks wat jou En ek voel nagmaal is so 'n goeie way om dit te doen. Iets wat ek en Michael doen wat vir ons baie goed werk, en ons het hierdie vir jou ook al gesê, soos dit maak ons ook oop om makliker met mekaar te kan kommunikeer, want baie keer soos mans oor die algemeen sukkel partykeer om oor hulle emosies te praat, of dalk is dit die vrou wat sukkel om oor haar emosies te praat. Maar ek voel wanneer jy nagmaal doen, ek weet nie, dit is so vulnerable dat jy gewoonlik, goed wat jy nie net sommer so persoon tot persoon sal opbring of sal sê nie, voel jy meer soos oop om oor te praat. want jy praat met die Here, jy praat met jou spouse. So, en dis wat baie lekker vir my en Michael gewerk het, is soos ek bid eintlik, soos ek bid hardop, maar ek praat met die Here, en dis soos ek praat nie reguit met hom nie. Ek praat eintlik met die Here en hy luister eintlik af. Ja. En dis eintlik 'n baie goeie manier om op dieselfde blaadjie te kom. So ek sal dit definitief recommend. Voordat ons dit begin doen het, toe, en dan vertel julle my van hierdie, dan sê ek soos julle, hierdie is goeie goeie. Ek weet, ek is net vir 'n klein rukkie werk, en julle begin soos, maar ja, Maar as jy, wat is jou opinie nou?
Nou dat Nee, jy dis dit nou baie soos nou verstaan ek, maar vir my het dit net geklink soos ja, ons is besig met iets baie funky. julle Ag nee. julle kort toesig. Maar nee, nou is dit baie nee, dit is soos Ek voel dit is soos om nagmaal in die kerk te doen, ek geniet dit nog steeds, is nog steeds baie lekker. Die hele gebaar is obviously baie mooi en alles. Maar ek hou van die maniere hoe ons nagmaal doen en ek dink wanneer jy dit so dis nie persoonlik tradisioneel nie. as jy dit so persoonlik intentional. maak, is dit soos jy het gesien, elke keer as ons nagmaal, ek en Michael het al hierdie joke gemaak aan ons is elke keer as ons nagmaal doen, moet ons net soos vashou vir Vas- lewe en vashou. dood, want die eerste dan begin goed gebeur. Maar ja, so gaan ons afsluit met jy of kom ons gee raad. Watse raad sal jy aan iemand gee wat nou in 'n waiting season van hulle is? Ek weet dis moeilik. Soos glo my, ek weet dis moeilik. Maar vir my is dit ek kyk daarna soos 'n game, né? Nee? Dit voel vir my soos hoe meer ek nie opgee nie, maar soos hoe meer ek let go, hoe meer let God, soos daai ek weet dit is nou cheesy, maar soos dit voel vir my dis soos 'n game, soos ek kan nie wag om te sien as ek hierdie laat gaan, wat doen die Here nie. Dis iets wat Michael ook baie sê en dis iets waarvan ek eintlik baie soos in plaas van om negatief te raak, sê in die vervolg, ek kan nie wag om te sien hoe Jesus hierdie gaan bless nie of hoe hy hierdie gaan gebruik nie Ja. of hoe hy en ek dink as jy jou mind soos perspektief gaan change en dit so gaan sien, dan gaan ja die waiting season dalk 'n bietjie makliker wees. En soos praat met die Here. So sê vir hom, soos luister, soos ek wil nie voltyds werk nie want ek borsvoed nog en ek doen dit en ek doen dit So en by the way, net sê net jy het besluit jy gaan nie die werk o ja, vat nie. ek gaan nie die werk vat nie. Ek het nie vrede gehad daaroor nie. Toe Dit was jy soos vir my letterlik- sê soos ek nie besef die realiteit van dit nie, maar toe jy vir my sê jy gaan dalk moet ophou borsvoed as gevolg van dit. Dis ek soos en ek dink nie soos as jy nie 'n mamma is wat borsvoed nie, dan besef jy nie wat 'n groot ding dit is om op te gee nie. Wat toe jy dit vir my sê, toe slaan dit my kind of bietjie soos ja, ek weet nie, toe was ek net so Shanna, jy kan nie nog gaan werk nie. Sorry. Kan nie. It's not gonna work. En dit gaan nie kapot kos nie, Shanay, jy kan nie. Nee, jy kan nie. Nee, maar soos dit voel net vir my soos ek het regtig nie vrede gehad. En dis nie van soos dit ek het hierdie hele worsteling in my gehad van soos ek weet ek moet werk, maar ek het nie vrede hieroor nie, maar toe is dit nou weer daai van soos die duiwel wat in my kop kom, maar okay, van wat gaan die mense dink wat van buite af kyk, soos Bernd het nie werk nie, nou werk ek nie, soos ons het 2 kinders, verstaan jy, soos toe die duiwel in my kop gekom te sê, ja, maar die mense gaan dink jy's kry. En soos hoe kan jy die werk opgee? En ek is net soos maar die beste hoe ek dit kan beskryf is soos letterlik my siel het soos Gekringe. ja, maar soos ek weet nie krap, iets krap, Ja. letterlik. En ek was soos jy weet toe depressief het ek geslaan vir soos en toe kom jy met 'n briljante idee op. Ja. En Nee, ons jou pa sê en hy joke nog, hy sê nie hy moes vroeg ry om my toe kom haal, toe gaan ons nie eers kerk toe nie. Dis ek soos die Here het geweet ek gaan nie kerk toe gaan nie, soos maar daar was nog steeds 'n rede ons moes daai gesprek gehad het. So nee, ek maar sien dink en dis ek het niks eers definitief. ek weet ons het so vinnig oor dit gepraat daai een aand, maar ons het gesê ons gaan eers maandag oor praat en ek dink die feit dat ek nie dis so sulke tipe die feit dat ek nie na my pa toe gegaan het en sê luister, maar die feit dat dit soos julle op julle eie gepraat en ek was nie deel van dit nie, voel net vir my soos No. ja, I don't know. So, O, alles net uitgewerk het, is definitief soos van die Here af. ja, maar ons weet nog steeds nie hoe dit gaan Ja. lyk nie. Maar ons sal Ek het nog net updates die gee. ek het nog net die titel Net die- work soos working, maar ek weet nog nie hoe dit gaan lyk nie. Ja, maar ons sal nog updates is gee. Ons sal een of excited. ander tyd weer 'n live update doen. Okay, wat is jou recommendation van die week? Moenie trek nie. Glo my, ek het al baie in my lewe getrek. Ek kan al flipping bokse met toe ooppak. Oh my word. Nee, Ja, dis alright. ek weet nie wat is my recommendation nie. Wat is my recommendation? Myne is Graai Potter. Ek het nou weer besef
Soos ek het vir 'n paar dae nie die kraaiwater gebruik nie en Kyra, want daar was goros in dit en want dis al 'n ou bottel. Toe ek nou 'n nuwe bottel gekoop en sy het gister weer lekker geslaap. So aan die begin toe sê mense nee, kraaiwater het alkohol in en goed. Maar wat ek nou doen is ek druk haar dummy in dit as sy soos net voor sy nou gaan slaap. So ek sit haar sleepsak aan, druk haar dummy in dit. Slaap sy soos 'n droom. Sy maak eintlik 'n mondjie oop vir die dummy as dit nader kom. So ja, dis my recommendation wat jy nou. Wat is myne? Ek weet jy, is daar nie 'n huisding wat jy gekoop het wat jy like nie vir jou huis? Wel, ek like alles, honestly. Maar I don't know. Ek het nog recommendations. Die company se naam is Nammies. Wow. So hulle het nou klomp baba, gefriesde baba soos houertjies kos gestuur. En ek het gister nou die eerste een oopgemaak, sweet potato, en ek het actually aan dit geproe en dit proe baie lekker. En wat ek like van dit, daar's no added sugars en goed in. So dis actually gesond vir jou baba. So ja, dit sal nog 'n recommendation wees. Ek het een. Hy chair. Ja. En sy wou hom gekoop het. By Game. Ek dink hy was soos wat, R600, R700. Oh my word, ek love hy. Ek wil ook vir Kyra enetjie kry nou dat sy meer begin regop sit en alles. Want Nina wil nie net heeltyd daar alleen op haar playmat speel, maar ek kan ook nie heeltyd vas as ek besig is nie. So dan sit ek haar daar binne. Sy love dit om daar te sit. As jy 'n paar speelgoedjies ook net opsit of wat ook al, dit werk baie lekker. Ja. Nee, ek love haar chair. Ek wil vir Kyra een koop. Dis baie eenvoudig en dit maak maklik skoon. Het jy dit maklik aan mekaar gesit? Ja. Okay. Kyk, great. Jy pop hulle net in. Dis nie eers dat jy hulle moet vasskroef of enigiets nie. Okay. Ek gaan definitief, ek dink ek gaan vir Kyra ook een koop. En kan ons die twee niggies langs mekaar sit as ons eet. Of julle. Okay, is jy reg om te cheers? Yes. My koffie. Ek gaan nie die laaste slukkie vat nie. O ja, en ons het jy laaste gollos gedrink? Nee, dis nog daaronder. Okay. 1, 2, 3. Cheers vir nee, wag, ons moet dit hoor. Cheers vir eers, dis koffie vir twee.